Ja, lekker dat jy hier is en van my kant af, van my en Glenda, die leierskapspan, die dagbestuur, mag 2026 vir jou 'n fenominale jaar wees. Sê gou vir iemand langs jou 'n skitterende jaar. Come on, sê dit gou vir jou man of jou vrou met 'n smile. Moet asseblief nie vas sê, 'n mooi jaar vir jou. Want sy gaan jou nie glo nie. Twee goedjies net om voordat ek preek. Ons het op Kersdag het ons gebid vir 'n persoon, Nilet het gevra ons om bid vir Arno. Hy het 'n behandeling by hulle ontvang en dit het net skeef gegaan, suid gegaan. Hy is opgeneem in die hospitaal, sy organe het ingegee. En sy het hier kom vra, kan ons asseblief vir hom bid? En die Here het daai man volmaak genees. Wil jy net vir die Here 'n hande klap gee? Ek glo dit was God. Yes, amen. Medies is altyd daar om ons te help en ons dank die Here vir die medies, maar dit was definitief die ingryping van God. En dan 'n tweede ding, en ek sê hierdie in absolute nederigheid, jy gaan ook nou uit my boodskap uit hoor, hoe deel dit moet wees van ons lewe, maar in 13 jaar het daar nog nooit 'n Desember vakansie verbygegaan, wat ons Januarie maand terugkom, en dan moet ons hoor, een van ons gemeentelede was in 'n ernstige motorongeluk en iemand is dood nie. Ek sien dit nie as toeval nie. Ek het nou gehoor van 'n familie in Ficksburg wat verskriklik hartseer en pyn deurgaan. En ek wonder of jy net saam met my nie wil hande klap nie, net jou hand wil opsteek. En net vir die Here net oor jou eie lippe wil sê, dankie Jesus vir u hand op hierdie gemeente. Ek glo regtig dis net God. Aan God die eer daarvoor. Amen. Ek praat vanoggend oor nooit alleen. Wie van julle was al alleen? Kan ek gou sien? Ja, ons sê dit baie vir onsself. Die Namakoolander sê ek kry alleen. Jy is so op 'n verkeerde plek waar jy vir jouself het sê ek is alleen. Maar in die familiekerk kan jy glo, dis 'n nuwe jaar met nuwe uitdagings en nuwe dinge en nuwe agendas en nuwe goedjies wat ons gaan neerskryf en nuwe beplanninge wat jy gemaak het en nuwe dinge wat jy in die vooruitsig stel en daar's so 'n groot antisipasie altyd in Januarie vir dit wat kom. Jy kan eintlik nie wag vir Desember nie. Kan ek gou sien stem jy saam? Ek kan nie wag om weer vakansie te gaan hou nie. Maar dis hoe dit is, maar ons het al hierdie agendas, al hierdie planne, maar ek wil jou vandag iets anders te vra. Dink jouself in hoe God na jou toe kom. En hoe God by jou kom staan en vir jou vra, kan ek en jy 'n ander ooreenkoms hê hierdie jaar? Kan ons dalk op 'n ander manier dink? Kan ons dalk vir mekaar sê, jy kan nie nou al gaap, ek het nou eens begin. Nee, regtig. Stamp hom net wakker. Ek preek, ek's nog 'n jong man en een van die oomies in die diens raak in die slaap en ek sê vir die tannie in die preek, ek sê tannie, ek het nou eens begin, maak hom wakker. Sy sê jy het hom in die slaap gepreek, jy maak hom wakker. Dink jy in, God kom na jou toe en God sê vir jou, ek maak met jou 'n ooreenkoms. Nader jy tot my in hierdie jaar en ek gaan tot jou nader. Kom ons skud hand. Dis wat Jakobus 4 sê. Hy sê nader tot God en hy sal tot jou nader. God wat met hierdie absolute antisipasie elke jaar leef om te sê, ek hoop hierdie gaan 'n jaar wees. Wat jy vir jouself gaan sê, ek gaan regtig nader aan God beweeg. Wat as jy daai komponent inskryf in jou lewe, dan vervang dit eintlik al die ander goed. Want as God instap, dan kan ek jou waarborg, jy op 'n ander manier gaan leef met 'n klomp goed, klomp ritmes, klomp dinge, verhoudings, mense in jou lewe. Jy gaan anders te wees want God het ingestap. Ek dink jy moet sommer vir die Here hande klap gee. Ja, let's go. So, ek wil jou neem na 2 oomblikke in die woord wat regtig vir my ingrypend was in Desember maand en die hele Kersfees boodskap. Dit is so naby, dit is so mooi, dit is so diep. Toe gaan vat ek Matteus 1 en ek begin om te lees en ek is dalk nog maar net soos jy. Toe begin het met 'n geslagsregister. En dan gaan jy onmiddellik jou brein gaan oor na spoed lees. Vat jou vingers so en jy begin het en 40 geslagte en 40 geslagte en 40 en 14 geslagte. Uiteindelik hier kom ek by die mooi. En Josef en Maria
in die vertaling wat ek het lees, hulle was nie intiem met mekaar nie, maar sy het swanger geraak. En die engel verskyn aan Josef en sê vir Josef, Maria is swanger. Sy was nie by 'n ander man nie, verwek deur die Heilige Gees. En dan kom hierdie skrif, hierdie woorde, hierdie aanhaling uit die Ou Testament uit Jesaja 7 vers 14, waar Matteus skryf en dan die woorde wat Josef vir hulle gekommunikeer het, wat die engel vir hom gesê het, was uit Jesaja 7 vers 14, waar die profeet geprofeteer het, en sy sal swanger word, en sy sal 'n seun baar, en julle moet hom Immanuel noem, God met ons. Oh, wow! En hierdie Matteus 1:23 kom maak iets los in ons harte om te sê, God is met ons. 2026, 'n jaar waarin jy kan instap en vir jouself sê, God is met ons. Ek hoop dit kan net deurdring in jou gees, in die chaos van die wêreld. Joh, julle, ek het net gou sê, die woord sê, wanneer een land teenoor die ander land wil oorlog maak, en die ander land roep op, ek gaan oorlog maak, en nog 'n land roep op, hulle gaan oorlog maak, hy sê, weet dan aan dit, dat die einde van die Here naby is. Ag, die einde van die Here, die einde van die wêreld naby is, die koms van God naby is. Jy moes ook gelag het, dit was 'n griepfout. En Amerika wat nou Venezuela, en Frankryk wat grens vir Rusland, Oekraïne, die ou Hamas en Israel stories, China wat grens vir Taiwan. Ek wil jy moet iets verstaan van, wanneer jy vanoggend vir jouself sê, God is met my. Dan kyk jy nie die goed daar buitekant nie, dan sê jy net vir jouself, God is met my. God is met my, amen? God is by my. En omdat hy met jou is, kan jy na hierdie wêreld en sy omstandighede en die angs van môre dalk, jy weet nie wat kom in jou besigheid, jy weet nie hoe lê dinge voor, jy weet nie wat gaan gebeur nie, dalk het jy spyt en seer van die teleurstellings van 2025, of dalk 'n verlede verder as dit. God se primêre boodskap aan jou en my is nie 'n boodskap, 'n lysie wat ons deurgaan, en as ons hierdie lysie is gelyk aan, God kom net met een boodskap uit Matteus 1 vers 23, die eerste belofte van die Nuwe Testament, en God kom sê net vir jou, ek is Immanuel, ek is God met jou. Is dit nie awesome nie? Ek dink is meer awesome as wat julle dit dink. Op hierdie oomblik, in hierdie plek, in hierdie auditorium, dalk in jou kar, dalk as jy op 'n vliegtuig sit en jy's besig op pad na 'n besigheidstransaksie, is al die goed wat so maal en skommel in jou gemoed, om op daai plek vir jouself te kan sê, al is ek onseker oor wat ook al wat voor lê, God is met my. Ek weet van die onsekerheid wat baie van ons dra in hierdie gehoor. Ons weet regtig nie wat lê in Februarie en in April en in Junie en in September en November voor nie, maar wat ek wel weet is, God is met ons. En solank ons aan daai waarheid vashou, maak dit dat ons nie hoef te vra, ag Here, kom en asseblief wees saam met my en kom stap in my raadsvergadering, kom wees deel van hierdie besluit wat die mense moet maak. Jy het nie nodig om te vra, Here, kom. Weet jy wat? God is daar. Hy's saam met jou. Hy's by jou. Maar hier is die deurslaggewende vraag. As God met ons is, hoe leef ons saam met hom? Hoe tap ons in daardie krag, in daardie werklikheid, daardie vrede, daardie teenwoordigheid van God met ons? Ek wil jy met jou Bybels blaai, as jou Bybel dalk hier het, na Johannes 2 toe. Nou in Johannes 2 gebeur daar 'n baie mooi storie, en dis eintlik so 'n ongelooflike storie wat afspeel. Die wyn op 'n
trou op 'n bruilof vra klaar. Dis 'n sosiale ramp gewees in daai tyd. Maak van wyn wat jy daarvan wil maak. Maar die feit is, hulle het 'n troue gehad met wyn. Jy kan nie dit verontagsaam nie, jy kan nie dit uithaal nie. En die disippels is onmiddellik paniekerig. Hulle is benoud. Wat maak ons nou? Hier is 'n bruilof, hier moet wyn wees. En hulle kyk na Maria, Jesus se moeder. Nou, uit hierdie woorde wat Maria antwoord, wil ek net vir al die mamas sê, mamma, jy ken jou kind. En kinders, ek wil net vir jou sê, jou ma ken jou. En Maria kyk na hulle, en Maria sê vir hulle in Johannes 2 vers 5, die volgende woorde, en is vir op die bord, toe sê sy vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle gaan doen. En hierdie woorde van Maria word eintlik 'n slagspreuk in die kind van God se lewe om te sê, wat hy ook al vir jou sê om te doen, doen net dit. So hier kom Immanuel, God met ons, hy stap in ons lewe in, maar wat is die deurslaggewende antwoord vir ons? Net dit wat Jesus vir jou sê om te doen, doen net dit. En as ons dit doen, as ons dit gaan doen, dan vat dit ons weg van die verkeerde goed. Dan vat dit ons weg van die plek waar ons val en seer kry. Jou deurbraak in hierdie jaar gaan nie kom van slim planne nie. Dit sal kom met jou gehoorsame reaksie om te sê, Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? So, wat mag hy vir ons sê? Waarop moet ons let? Die Bybel gee eintlik vir ons 'n verskriklike ernstige lys en ek lees dit net nou weer in Desember maand en dit net in my gees gaan lê en ons praat altyd oor die lekkerder goed, die mooier goed, die nicer goed om te sê. Maar as ek nou met jou moet praat oor die 7 goed wat God haat, dan is ons geneigd om net te sê, ek sluit myself af. Ek wil nou vir jou vra, luister asseblief wat sê Salomo. Salomo skryf en hy's op hierdie diep plek en hy sê daar's 6 goed wat God haat. En dan val homself in die rede en sê nee, wag, 7. Nou, in ons huis gebruik ons nooit die woord, ek haat iets nie, of ek haat iemand nie, of ek haat die politieke party, of ek haat, ons haat niks. My skoonpa het my geleer, jy haat niks. Amen? Jy haat niemand nie. Amen? O, jene. O, jene. Kan jy gou sê, amen. Dit beteken amen. Jy het alles vergeet in Desember maand. Kan jy amen sê? Ja. Nou as ek jou nou moet vra, wat is hierdie 7 goed? Miskien weet van julle wat dit is, maar ek het dit vir jou op die bord. Die eerste een is hoogmoedige oë. Hoogmoed. Jy al iemand gekry wat so met so, die vroukie is net 5.4 voet hoog. Maar sy kyk vir jou uit 12 meter uit aan. Het jy al so iemand ontmoet? Maar dit nie nou vir iemand stamp nie, dis nie nodig nie. Of 'n man wat net al, wie is soos 'n cowboy? Het jy al sulke mans gesien as hy instap, het hy hoed op, en hy wapen, he's just a man. Hy is soveel beter as ander. Hy hoef dit nie vir jou te sê nie, sy hele body language sê dit vir jou. Het jy al sulke mense ontmoet? Is dit jou pa of jou ma? Ek hoop nie so nie. Mense wat met 'n manier loop wat dit jou eintlik net 'n afskie gee. Jy kry soms so 'n gevoel van, is hierdie ou, die manier van hoe hy optree, die manier van wat sy sê, die manier van hoe sy na jou kyk, is net nie wat God van ons vra nie. Salomo skryf en hy sê, 7 goed wat God haat. En hy begin met 'n hoogmoedige mens. Hoogmoed is die uiterste Immanuel blokkeerder. Om te sê God is met my, maak dit in 'n hoogmoedige staat in verval van waar ek net beter is as, of my altyd vergelykend ag, hoër, beter, sterker as ander mense. Ek wil vandag vir jou 'n verrassing gee. Jy is wie jy is, alles uit genade. Glo jy dit? Steek jou hand op asseblief saam en sê dankie Jesus vir wat ek is, vir wat ek het, wat hy aan my gee, wat hy aan my toevertrou. Dis alles uit die hand van God uit. Die bekende musikant Bach
het op al sy musiekblaaie geskryf SDG. En iemand vra hom toe eendag, waarvoor staan SDG? Op al jou musiekblaaie skryf hy SDG. Jy kan dit gaan Google en gaan kyk, is regtig die waarheid ek het. Waarvoor staan dit? Ek sien Johan skud sy kop, hy weet, Soli Deo Gloria, aan God al die eer. Wat ons is ons uit genade. Ek beland hierdie week in 'n gesprek waar iemand die lofsange van Endeo besing. En ek praat saam en die persoon sê vir my, ja nee, hulle is vir Braam herken daar, Melkbos, ek sê, nee, hulle is vir Braam herken op Melkbos strand, kom iemand om te sê, jy pastoor Braam Peens, en ek praat saam met die storie, en so, op 'n oomblik, voel ek 'n tap die Heilige Gees my en hy sê, what are you doing? Ek sê, Here, ek is sorry. Want wie ons is uit genade. Wie in die familiekerk is uit genade. En ek kan maar vir jou sê, dit gaan goed by ons. As eenheid in die span, en eenheid in die dagbestuur, en eenheid in die gemeente, en die Here bless ons met ons finansiële saak, maar alles is uit genade. Stem my saam. Ek wil gou jou babbel bars, kan ek? Hierdie is nie die beste gemeente nie. Jy kan maar amen sê. Sê gou amen. Want as ons die beste gemeente was, het ons dalk 20,000 mense hier gehad. Ons is 'n gemeente met foute. En jy het al foute raak gesien in ons gemeente. Jy het dalk al so opstroppelus gevoel gekry in jou hart oor iets wat iemand gesê het of iets wat iemand gedoen het. Hoogmoed kan maak dat jy die God met ons uitskuif uit jou lewe uit en op 'n verkeerde manier begin om jouself te projekteer. Hierdie gemeente en die ou familiekerk is wat hy is uit God se genade. En ek wil hê jy moet vanoggend iets verstaan saam met my. As ons goed praat, mooi praat oor ons gemeente, moet nooit die lof en eer daarvoor vat nie. Gee dit terug aan God en sê, ek wil nie vir jou sê, aan God al die eer. Jesus, want ons is 'n great gemeente. Stem my saam? Ek wil jou sê, ek like hierdie gemeente so baie, ek kom elke Sondag terug. Hou jy ook van hierdie gemeente? O, Jesus, ons het 3 hande. Kan jy gou jou hand opsteek? Al ek nie net nou, dankie, ek waardeer dit. Die tweede ding wat God haat is 'n leentong. Elke leen, of dit nou groot of klein is, verander of vir onsself, bou 'n vals wêreld. En God kan nie sy huis bou op iets wat vals is, op iets wat 'n leuen is nie. Kan ek gou gesien, het iemand al vir jou gelieg? Kan ek gou jou hand sien? Okay, steek jou hand vir my op asseblief. Iemand al vir jou gelieg en jy het hom uitgevang? Uitgevang. Okay. Dankie vir julle hande, ek waardeer dit. Wie van julle het al gelieg? Okay, as baie eerlik is, ek waardeer dit. Wie van julle was al uitgevang? Kan ek gou jou hand sien? Ja, ek ook. Don't lie, it's just not from God. God wil dit nie hê nie. God wil nie hê ons moet met 'n leentong leef nie. In 'n kultuur van om 'n waarheid te verdraai of met filters te praat. Ek vertel 'n waarheid, maar nie 'n volle waarheid nie. En dis net nie van God nie. Verbind jy tot 'n radikale, genadige waarheid, 'n waarheid wat vry maak, 'n waarheid wat in liefde toegemaak is, 'n waarheid wat getrou het met liefde, wat jou uitbring by die ewige lewe. Kan ek 'n amen kry op dit? Die derde ding is hande wat onskuldige bloed vergiet. Wie van julle het al moord gepleeg? Kan ek gou sien? Ek praat nie van 'n vlieg nie. Nee, ons almal lag oor. Dit is baie funny. Maar Salomo skryf moord. En dan sê ons onmiddellik, ag, dankie tog, ek het dit nie gedoen nie. Maar as jy Jakobus 2 gaan lees, dan sê Jakobus 2 en hy herhaal homself in Jakobus 3. As jy so terugblaai in jou Bybel, ek het dit letterlik gedoen, dan kyk ek so terug in Jakobus 2 en blaai ek om na Jakobus 3 en sê ek, joh, hierdie hoofstukke lyk dieselfde, copy and paste. Sien hulle het al in die Bybelse tyd copy and paste gehad. Dis dieselfde hoofstukke. En dit is amper asof Jakobus kom en sê,
Ek wil 'n ding onderskryf, ek wil jy moet iets verstaan. Hy sê, as jy vir iemand sê, hoor jy, ag, staan net asseblief op, hier kom nou iemand baie smart in, ons het plek nodig, jy kan daar agter gaan sit. Nee, jy nie hoor. Jy kan daar agter gaan sit, wil jy hierdie ou met hier voorkom sit. Weet jy wat sê Jakobus 2 en Jakobus 3? Hy vergelyk dit met die moord wat Moses gepleeg het. In jou gedagtes het jy klaar moord gepleeg. Jy sien wat in jou hart aangaan, God weet dit. En Salomo skryf en hy sê, pas op vir wat in jou hart aangaan, pas op vir hierdie goed wat jy bedink. As iemand aangleer, of het nou politikus is, of in die verkeer is, of het al jou man of jou vrou is, bewaak jou hart teen minagting. Die vierde een is, 'n hart wat bose planne beraam. Die voorbedagte plan om iemand te na te kom. Weet jy wanneer wil jy iemand te nakom? Wanneer het jy voorbedagte planne? Is wanneer jy eintlik sit met 'n onvergewingsding in jou eie binneste. Iemand het jy so offend, so te nagekom, jy gaan vir hom terugkry, pappa. Jy gaan vir hom raakry, Oosrand. Ons sê ons, ek gaan vir jou raakry. Of iemand het my raak gery. Het julle dit al gehoor? Ja, ons praat so in die Oosrand. As daai ding in jou gees begin te lê, ek gaan jou terugkry vir wat jy aan my gedoen het. Ek gee jou so 'n koue skouer. Ek gee jou so 'n manier van hoe ek jou hanteer. Ek sal jou vriendelik hanteer, maar ek is nie meer lief vir jou nie. Dan is eintlik iets wat in jou hart 'n saad gekry het, wat jy toelaat dat jy leef met 'n hart wat bose planne het. Laat jou jaar of jou hart hierdie jaar planne beraam vir vrygewigheid, vir versoening, om ander op te lig. En kom ons kom by 'n plek waar ons vir mekaar sê, ek beraam geen bose goed in my gees nie. Wanneer ek na mense kyk, selfs my vyand, dan sê ek, ag Here, seën hom. Amen? Amen? Kan ek dit van jou vra vanoggend en daai van met die kerk? Ons kyk na 2026 en ons sê God is met ons. Net dit wat hy vir ons sê, gaan ons doen. En een daarvan is om net na mense te kyk en te sê, Here, ek het lankal vrygespreek, ek het lankal vergewe. Ek kies om te sê, ek gaan jou net seën, dat dit met jou goed kan gaan. Voete wat vinnig is om na die kwaad te haas, dis die 5de een. Waarna jaag jy? Wat voer jou woede? Wat voer jou verslawing? Of wat voer jou bitterheid? Vra God hierdie jaar om jou voete te vertraag en jou pas terug na wat goed is, sodat jy nie voete sal hê wat wil oorlog maak nie, maar vredemaker sal wees. Kan ek gou sien, waar is die vredemakers in ons gemeente? Kan ek gou jou hand sien? Kom, as jy 'n vredemaker is. Okay, kan ek vir jou vraag sê, Here, maak my 'n vredemaker. Leef in vrede, dis baie makliker, dis baie lekkerder. Dis wat God van ons vra. Tweede laaste een is 'n valse getuie wat leuns uitstort. Dit is die leuen wat openbaar word. Die skinderpraatjies wat 'n reputasie vernietig. Die vals narratief wat ons onderskryf sonder om dit te toets. Die storie sonder om te toets is die waarheid. Wees 'n persoon wat lewe spreek, wat feite bevestig, wat leef met 'n manier wat jy vertroue bou. Kom ons wees anderste. Kom ons vat hierdie goed waarvan Salomo skryf en ons geplak dit in ons yskas. En ons gaan sê vir mekaar, ons gaan leef op 'n manier dat wanneer mense na ons kyk en gaan hulle sê, daar kom geen valse leuen uit daai mense se monde uit nie. Ag, almal van ons was al in 'n gesprek waar iemand anders te bespreek word. Nee? Ek is baie bly as mense my bespreek. Want dan wys jy, ek het gee hulle ten minste iets om oor aan te dink. Luister hier. As jy deel is van iets waar iemand bespreek word, gaan jou naam oor en môre ook bespreek word. Want die kwaad wat in daardie ander persoon is eintlik wat hy oor jou ook gaan te sê, oor 'n dag of 6 of 10. Ek het vir jou goeie raad. Stop hy persoon net dan sê, dankie, ek wil nie deel wees daarvan nie. Hier's mense in hierdie gehoor, wat ek al gehoor sê, ek wil nie daaroor praat nie. Kan ons asseblief wegbeweeg? Well done on you. Kom ons wees op 'n plek, waar ons sê, Here, geen valse leuns sal uit my mond uitkom nie. Of 'n persoon wat twis saai, of onenigheid bring.
die kritikus wat verdeel, en die fluisteraar wat vriendskappe verdeel, of die aanlyn, hoor hierdie mooi Afrikaans, potroerer. Jy's 'n stirrer, jy stir altyd waar jy ook al gaan. 5 minute is 'n koppie tee met iemand, dan kan jy agterkom, hierdie ou is negatief, jy kan 'n lyn met hom trek. Moenie deel wees daarvan nie. God is 'n God van eenheid, en wees hierdie jaar eerder 'n brugbouer, 'n vredevors, 'n heelmaker, iemand wat sê, ag Here, ek gaan nie toelaat dat ek 'n persoon gaan wees wat toesaai nie, ek gaan eerder by 'n plek wees waar ek God met sy teenwoordigheid kom toelaat in my lewe. Dis hoe ek 2026 wil aanpak. God met ons. Hoekom haat God hierdie goed? Ek het myself gevra, wat is dit wat Salomo hierdie goed laat skryf het? Want dit is die teenoorgestelde van die natuur van wie God is. Hierdie goed is teen sy liefde. Dis teen sy waarheid. Dis teen gemeenskap. Hulle stoot die teenwoordigheid, hierdie goed, hierdie 7 dinge, stoot die teenwoordigheid van God weg. Hoogmoed, leuns, moordgedagtes, bose planne, voete van kwaad, valse getuies, verdeeldheid wat gebring word. Jy letterlik elimineer die teenwoordigheid van God wanneer jy besig raak met hierdie dinge. En God sê, nee, ek het een begeerte hierdie jaar. Ek wil net sien hoe ek en jy nader aan mekaar kan kom. En wanneer ons nader aan mekaar kom, dan gaan hierdie goed spontaan net 'n backburner word. Dit gaan nie meer deel wees van jou lewe nie. So hier is jou opdrag vir 26 in die ou familiekerk. Of dit hier by die kerk is, en of dit in jou huis is, en of dit by jou werk is, in jou familiekring is, leef omdat Immanuel waar is. En gehoorsaam aan Maria se woorde. Soos daar oomblikke van angs of spanning in jou lewe opkom, wees by 'n plek wat jy vir jouself gaan sê, Immanuel, God is met my. Kan jy vanoggend net saam met my sê, Immanuel, God, sê God is met my. Wanneer hoogmoed opstaan en jy moet gehoorsaam wees aan die woorde van Jesus, vra dan Jesus, wat wil jy moet ek doen? Wanneer die versoeking kom om te lieg of om te skinder of om 'n verdeeldheid te bring, tap jy eerder in God se teenwoordigheid en jy vra, God, U is hier. Wat is die met ons ding wat ons nou moet doen? Wat is dit wat God van jou vra? Wat is die woorde van Maria wat sy gesê het, net dit wat Jesus vir jou sê, doen dit. Ek het vir jou slegte nuus. Hierdie jaar gaan nie perfek wees nie. Daar gaan definitief 'n paar blips wees. 'n Paar goed waar jy voel na die pap op die grond geval. 'n Paar plekke wat jy voel, dis nie hoe ek het geantisipeer, dis nie wat ek verwag het, dis nie wat ek wou gehad het nie. Maar jy kan hierdie jaar doelgerig leef, jy kan hierdie jaar doelgerig wees. Want jy gaan dit nie alleen aanpak nie. Dis die goeie nuus. God is met jou. En of jy nou 'n budget moet bereik, en of jy nou 'n target moet slaan, en of daar nou sekere goed is wat jy moet bereik, jy kan vanoggend net na God toe gaan, en net vir hom sê, dankie Abba Vader, U het vir my die eerste belofte in die Nuwe Testament gegee. U is Immanuel, U is God met ons. En as God dan met jou is, weet jy wat? Ek wil die waarborg vir jou uitspreek, dit sal met jou goed gaan. As jy God soek, as jy tot hom nader, dan sal hy tot jou nader, dan is hy in jou boardroom, dan is hy in jou verkope, dan is hy deel van jou lewe, want in alles het jy God kom soek. So, soos wat ons 26 binne gaan, wil ek jou vra om nie net vir sy seun te vra nie, maar sê elke dag vir God, dankie vir sy teenwoordigheid, dankie dat hy daar is, dankie dat jy die weet in jou hart kan dra, God is met my. En as daar so 'n oomblik van moedeloosheid, of 'n oomblik van twyfel, of 'n oomblik van onsekerheid, of 'n oomblik van alleen is, dan sê jy vir jouself, maar God is met my, I can do this, want God is daar. Kom ons bid saam. God, ons Immanuel, ons kom vandag en ons tree in 2026 in hierdie eerste Sondag van hierdie jaar, met 'n nuwe manier van leef, 'n nuwe gedagte, 'n nuwe plan, en dit is om te sê, ek wil net naby aan God wees. Ek wil net by U gaan skuil.
Here, as ons dalk onsself verbind het aan hierdie 7 goede, dan voel ons dalk soos 'n Adam en 'n Eva wat net wil weghardloop en gaan wegkruip. Maar dankie dat U ons kom roep vanoggend. En dankie dat U ons kom nader trek. En dankie dat U vir ons kom sê vanoggend, ek wil net by jou wees. Dit was my eerste belofte. Al uit die Ou Testament uit. Ek is Immanuel. Ek is God met jou. En ek bid vandag, Here, dat wat ons ook al moet doen in hierdie jaar, dat ons sal luister na Jesus, wat U vir ons sê om te doen. En as dit ons rigsnoer is, en dit ons manier van lewe is, dat ons na die toekoms sal kan kyk, of dit nou Februarie of November is, en dat ons sal weet, maar God is met ons, ek sal niks vrees nie. En ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen.